van u. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier saam te vergader in die naam van Jesus Christus. Ek wil graag sien, hoeveel kinders is vandag in hierdie kerk? Steek op julle hande. Hoeveel kinders, want ons het mos nie kinderkerk vandag nie, hier is ook een, daar is ook ene, hier's 'n paar kinders. Nou, voor ons nou begin vandag, julle kinders wat nou julle hande opgesteek het, en ons het nou gehoor, dis Vadersdag. Nou wil ek graag vir die ouer mense sê, is ons nie maar almal kinders van die Here nie? Sê die Bybel nie, ons moet maar almal wees soos kinders nie? Nou wil ek graag vir die kinders vra, as dit dalk 'n kind is. Watter kind kan vanoggend vir ons kom sê, wat was Jesus se laaste opdrag? Hier is die mic. Ek daag enige kind uit. Kom sê vir ons, wat is Jesus se laaste? Jy hoef nie te weet wat die vers is en waar dit staan nie. Kom sê vir ons, wat is Jesus se laaste opdrag? En as het nou 'n jonger jeug daar agter gesien. Ramon, kom sê gou vir ons hierso, wat is Jesus se laaste opdrag? Kom sê gou vir ons. En hierdie is nou nie voorberei nie, hy het nie voorberei nie. Ek wil graag dat 'n jonger kind dit, maar sê vir net vir ons in 10 woorde, wat is Jesus se laaste opdrag? Môre julle. Jesus se laaste opdrag is Matteus 18:20. Hy sê dat ons moet uitgaan en disippels maak van alle nasies. Ons moet hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle leer van die woord. Amen. So dit het Jesus self vir ons gesê. Ons moet uitgaan en disippels maak en hulle verkondig. Die evangelie verkondig. Eers in Jerusalem, en dan in Judea, en dan in Samaria, en dan tot in die einderstes van die aarde, ook vanoggend hier in Nigel. So wanneer jy nou daai opdrag uitvoer, en dis vir almal, dis nie net verseker is nie, vir alle kinders van die Here, miskien kan ons 'n bietjie sagter sit as dit dalk te hard is, jy moet maar sê, dis moeilik om jy voor te hoor of dit te hard is. As jy nou uitgaan, om die evangelie te gaan verkondig, dis nie onderhandelbaar nie, as jy kind van die Here is, het jy 'n verantwoordelikheid om te doen. Wat se uitdagings kan jy verwag? En ons gaan kyk vanoggend in die woord. Wat sê die woord? En onthou, die woord is vir ons gegee vir teregwysing, onderwysing en leringe. So die woord is vir my genoeg om te verstaan wat God se wil vir jou en my is. As dit buite die woord is, dan is dit nie so noodsaaklik gewees vir die Gees om dit op te skryf nie. So ek wil nou vanoggend met jou 'n tema gesels. Wat kan jy verwag? Wat gaan met jou gebeur as jy begin bedien? Of, kom ons stel dit anderster, as jy Jesus se opdrag begin uitvoer, want dit is 'n nie onderhandelbare opdrag van Jesus, en ons is tog kinders, ons wil tog gehoorsaam wees in die Here se opdrag. Wat gaan jy verwag? Wat kan jy van die vyand verwag? En ons gaan 'n gedeelte lees, en ons gaan kyk, wat sê die woord Jesus self gebeur. Onthou, Jesus is ons leermeester, hy is die absolute voorbeeld vir ons, en ons gaan kyk wat het met hom gebeur, ons gaan kyk wat se lesse kan ons vanoggend daaruit leer, wat het met Jesus gebeur, hoe die vyand hom kom versoek het, en ons gaan kyk hoe dit in jou en my lewe toegepas kan word. Maar voor ons die gedeelte lees van Matteus 4, ons gaan die gedeelte saam lees in Matteus 4, jy kan so lank dan die Bybels oopmaak, ons gaan net 'n paar verse saam lees, toe Jesus versoek is deur die Satan, en ons gaan daaruit lering kry vandag, en jy is welkom om hierdie Matteus 4 oop te los, want ons gaan dalk na 'n paar verse verwys, en dit gaan nie eers nodig wees om dit op die skerm te voltoon nie. Maar kom ons vra vir die Here om vir ons die woord te openbaar. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, wat 'n groot voorreg vandag om te kom sê, Here, dit is Vadersdag, Here, maar ons kyk verby die wêreldse name wat gegee word, Here. Ons kyk baie ver, Here. U is ons Vader. En daarom behoort hierdie dag, want elke dag kondig die nuwe dag aan. U is die Vader, Here, en dankie dat vir ons wat bloed gewas is U die Vader. Ek vra, Here, dat U vanoggend die woord aan ons sal openbaar. Ek vra, Here, dat U deur die Gees by elke persoon sal stil staan. Ek wil vra, Here, dat ons die laaste van Jesus sal uitvoer.
Vader, want daar staan nie wanneer ons wil, of wanneer ons so voel, of wanneer ons mooi kan praat, of wanneer ons mooi en oulik is nie, daar staan, gaan heen en verkondig die evangelie. Ek wil vra, Here, rus ons toe om die evangelie te gaan verkondig, Here, oortuig die mense, genees die mense, en ek wil vra, Here, dat U vandag hierdie diens, Here, kan gebruik om ook so U koninkryk uit te brei. En as daar iemand is wat vandag twyfel, of ons moet werk vir U, of ons moet stil bly, Here, dat U self die antwoord aan daai persoon sal gee. Daarom vra ek die Gees, Here, kom neem hierdie diens waar. Kom doen wat U waardig vind om te doen, want U is die groot ek is. In Jesus se naam, amen. Ons gaan die gedeelte saam lees in Matteus 4, en die tema vandag, wat ek sou kon is, word jy gevang deur 'n slap riem? Word jy gevang deur 'n slap riem? En ons gaan kyk wie stel vir jou strikke, en wat gebeur, veral as jy die opdrag uitvoer, wat die Here vir jou gegee het, en veral as jy begin in God se plan vir jou lewe kom, wat kan jy verwag? Nou ek weet dit is nou koud en dis lang naweek en daar's nou minder mense vanoggend hier, maar ek sê vir u, die feit dat jy vanoggend hier is, het die Here 'n afspraak met jou. Toe Elia gepleit het vir Sodom en Gomorra en het die Here gevra as daar net 50 mense was, sal u die stede spaar? Die Here het gesê ja, ek sal. En as daar net 40 was, ja, ek sal. En so het hy met die Here onderhandel, as daar net 10 was, het die Here gesê, sou ek Sodom en Gomorra spaar. Ons is vanoggend meer as 10. Daarom sal hy Grace Nigel en die wêreld spaar totdat die tyd reg is. Sal hy vir ons, met ander woorde, daar is nog 'n kans. Daar's nog 'n kans vir jou. Ek praat nou nie vanoggend 'n bekeringsboodskap nie. Almal wat hier sit, verstaan dat daar eerste ding in jou lewe met bekering kom. Kom ons kyk wat gebeur daarna. Matteus 4 vanaf die eerste versie. En ons gaan lees die eerste 11 verse van Matteus 4. Die opskrif daar is die versoeking van Jesus. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Teksie wat ons graag wil kyk vandag en dat ons wil fokus natuurlik is dan natuurlik die eerste versie wat ons gelees het van Matteus 4. Daar staan, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Die Gees self het Jesus weggelei om deur die Satan versoek te word in die woestyn. Nou watter lesse is daar nou vir jou en vir my vanoggend in hierdie gedeelte? Waarom is hierdie gedeelte vir ons opgeteken in die woord? Ek gaan vir u sê, versoekings en beproewing en uitdagings kom oor elke een van ons se lewe. Maak nie saak wie jy is, wat jou ouderdom is en wat jou status is nie. Elke een van ons wat vanoggend hier sit, het deur versoeking gegaan
dat die duiwel na jou toe gekom het. Bykans elke dag, en ek wil amper sê, elke dag word ons gekonfronteer deur die Satan se versoekings in ons lewe. En daarom is dit baie aktueel om vandag daaroor te praat. Dit is 'n baie relevante onderwerp as ons bietjie daarna gaan kyk in jou en my lewe, in ons daaglikse lewe, daar waar ons leef en wandel. Want hierdie hele gedeelte in wat ons gelees het in Matteus 4, vra ons die vraag af. Nou waarom is Jesus Christus? Waarom is hy versoek? Ons kan dalk nog in ons menslike verstand verstaan, waarom sal die duiwel ons versoek? Want hy wil nie hê dat ons 'n verhouding met God wil hê nie. Maar kom ons dink gou 'n bietjie aan die vraag, waarom is Jesus versoek? En wat beteken dit? Hoekom sal Jesus Christus deur die vyand versoek geword het? Wat is die rede agter dit? En hoekom is dit vir ons opgeteken as hy nou so versoek geword het? Wat is dit nou hierdie? Want hy is God. Was dit dalk dat sy eie seun, onthou die Heilige Gees het Jesus uitgelei die woestyn. Was dit dalk dat Vader self sy seun wou toets? Is 'n vraag wat ons dalk in ons gedagtes in die eerste opsig wil vra. Dalk dat God self Jesus se geestelike krag wou toets om te kyk of hy die vyand sou weerstaan. Dis vrae wat ons as mense tog na vore kom as ons hierdie gedeelte kan lees. En dan kom nee. Baie beslis 10.000 maal nee. Dit is nie die rede hoekom Jesus versoek is nie. Vader wou nie Jesus toets nie. Vader of Jesus snak onder die versoekings nie. Dit is nie die antwoord nie. Daar's 'n ander rede hoekom Jesus versoek is. En dan is daar ook nog 'n ander rede hoekom dit vir ons opgeteken. Onthou, Jesus het in die woestyn gegaan, het vir 40 dae gevas. Dis in die hoofstuk wat ons gelees het. Dis vir ons so opgeteken. Dis belangrik om te besef dat hierdie gedeelte opgeteken is, sodat ek en u daaruit kan leer. Dat Jesus vir ons die perfekte voorbeeld gestel het, oor met watse taktiek en watse maniere die vyande na jou toe kom. En wanneer doen hy dit? En hoe doen hy dit? En hoe moet ons reageer? Dit is een van die, ek wil amper sê, dis die primêre rede, want die woord is vir ons opgeteken vir lering en teregwysing en onderwysing. So watter lesse leer ek en u nou vandag uit hierdie gedeelte uit? Wat sê hierdie gedeelte nou vir jou en my? Ek wil vir u sê, ek dink ons almal stem saam, Jesus was waarlik God. Dis nie onderhandelbaar nie, dit is hoe dit is. Maar Jesus was ook waarlik mens. Met ander woorde, hy was 'n mens, hy het 'n mens geword soos ek en jy. Hy is gebore, hy het deur al die probleme gegaan wat ek en jy gegaan het, en hy het ook in die vlees gesterf, in die menswees gesterf. Dis moeilik om te besef dat 'n mens God kan wees, maar ons hoef nie daaroor eers te twyfel nie, want dit staan in die woord. Maar ek wil vir julle nou hierdie ding sê, Jesus Christus is in sy menswees versoek. Hy is in sy menswees versoek, hy is nie in sy goddelikheid versoek nie, want hy was waarlik mens. Natuurlik het hy magte gehad om dit deel anders te hanteer, maar hy het as mens hierdie deur gegaan, sodat ek en u vanoggend daaruit kan leer, sodat ons kan sien wat moet ons doen as die vyand kom. Jy sien, mense sê mos, Jesus is God, en dit is so. En dan sê mense, Jesus kon die Satan weerstaan, want hy is God. Dit is ook so. Maar nou sê mense, maar ek en jy, ons is net mense. Daarom kon Jesus Satan weerstaan, want hy is God, maar ek en jy is net mense, daarom kan ons nie die Satan weerstaan nie. Ek sal sê, wag bietjie. Hier moet ons die onderskeid tref. Geen twyfel dat Jesus God is nie. Ek dink nie eens ons hoef daaroor verder
uit te brei nie. Maar Jesus was mens. Al verskil tussen Jesus en ek en u. Jesus het nooit sonde gehad nie. Hy was die perfekte voorbeeld in menswees vir jou en my. Daarom moet ons sy voorbeeld navolg. Hoeveel keer het mense nie al vir u gesê, miskien het jy alself nie gehoor, ek is ook maar net mens. En ons mense gebruik dit baie as verskonings. Veral as dit kom by die seksuele, ek is ook maar net mens. Dan gebruik ons dit as 'n verskoning. Verskonings. Jesus is as mens versoek en ek wil graag u moet hierdie besef, hy is nie in sy goddelike wese versoek nie, want dan sou die verhaal anders gelyk het. Hy is in sy menswees versoek. So ons gaan nou kyk, hoekom is versoek, en daar is mense wat dalk sê, daar buite, dalk in die kerk, daar waar ook al wat sê, ag nee wat, Satan sal nie my kom versoek nie. Hy sal nie my kom versoek nie. Of hy sê dalk, hoe kan ek sê dat Jesus Christus in sy mens versoek is? Dit staan in die Bybel, dit staan in Matteus 4 vers 3 wat ons gelees het. Die antwoord staan daar. Die antwoord staan daar. Kom ek verduidelik gou vir u. Kom ons kyk na Matteus 4 vers 3. En die versoeker het na hom met 'n hoofletter H, dit is Jesus in God, Jesus met 'n hoofletter. Die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. In vers 4, wat sê vers 4? Maar hy, Jesus, antwoord en sê, daar is geskrywe. Nou haal Here Jesus 'n gedeelte aan in die Pentateeg of die Torah, met ander woorde in van die 5 ou boeke in die Ou Testament. Onthou Jesus het op daai stadium net die Ou Testament gehad. Nou haal Jesus 'n vers uit in die Bybel, in die Torah, die Pentateeg, of in ons taal in die Ou Testament wat hulle gehad het. En hy sê vir Satan, daar staan Satan in Deuteronomium 5 vers 3. Daar staan die mens met 'n klein lettertjie M. Ek en jy. Want ons is 'n mens met 'n klein lettertjie M. Sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur God uitgaan. So hier sê Jesus, hierdie voorbeeld is vir ons opgeteken as mens, en Jesus Christus is as mens besoek. Dis die eerste punt wat ek graag wil hê jy moet weet. Die tweede punt, kom ons kyk gou na die tweede punt hierso. In watter tydstip is Jesus as mens versoek? In watter tydstip van 'n periode van 'n kort tyd, watter periode is Jesus versoek? Onthou ons het nou gesê, dis vir ons opgeteken sodat ek en jy daaruit kan leer. Veral as jy Jesus se opdrag gaan uitvoer om disippels te gaan maak, of jy kom in 'n beroeping, of die Here roep jou om vir hom te werk voltyds, of wat ook al die Here vir jou in gedagte het, wat kan jy verwag? Daarom sê ek, kom ons kyk tweedens na die tydlyn. Op watter stadium val die Satan aan? Op watter stadium het die Christus aangeval? Ons het gelees in Matteus 4, in Matteus 3, sonder om nou dit te lees, jy kan dit in die Bybel lees, in Matteus 3, is Jesus Christus deur die Heilige Gees gesalf toe hy 30 jaar oud was. Dit staan vir ons in Lukas 3. Net voor Jesus se versoekings is Jesus Christus deur die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, toe hy gedoop is hy gesalf met die Heilige Gees. Waarom is hy dit gedoen? Vir die werke wat hy op vir die volgende 3,5 jaar. Jesus was 30 jaar oud op daai stadium toe hy gedoop is, op die walle van die Jordaanrivier. In die Jordaanrivier is hy gedoop, maar in die walle daarin om met sy bediening. Voor dit was hy 'n skrynwerker. En ja, hy het in die sinagoges gesit en het lering gegee, maar hy het 'n spesifieke taak gehad vir 3,5 jaar.
ek sê, let op na die tydlyn. Jesus is versoek in Matteus 4 vir ons opgeteken. Net voor is hy vervul met die Heilige Gees, of ons kan sê die Heilige Gees het hom aangemoedig en aangespoor en reg gekry vir die werk as mens op aarde wat hy moet doen. Toe is dit Jesus Christus se bediening reg na die versoeking. So hier was 'n ontmoeting met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het in die vorm van die duif neergedaal. Net daarna is hy versoek. En net nadat hy versoek is, het hy teruggekeer en hy het met sy bediening begin. So kyk na hierdie tydlyn. Wanneer val die duiwel aan? Wanneer val die duiwel aan? Daardie 3,5 jaar wat Jesus gehad het om die bediening op die aarde te doen, het die vyand geweet, as hy Jesus kon stop. As hy Jesus kon stop in sy menswees, en weer eens, ek dink nie ons so verder te praat in Jesus is God en mens nie, in sy menswees, ons praat nou Jesus in sy menswees. As Satan hom kon stop, om te doen vir die plan wat God vir hom gehad het, dan het Satan sy doel bereik. So hier het Jesus 'n ontmoeting gehad met die Heilige Gees. In hierdie kant het hy sy bediening gedoen vir 3,5 jaar, hier in die middel. Hier sy besoek, hier sy versoek deur die Satan. Reg nadat hy ontmoeting gehad het met die Heilige Gees, is hy die woestyn ingelei deur die Heilige Gees om deur die Satan versoek te word. En dit het ons gelees in vers 1. Nou direk na die versoeking het Jesus se groot taak op aarde begin. En hy het begin daarna, en jy kan dit lees, net Matteus 4 vanaf vers 12. Net nadat hy versoek is, begin hy in Galilea, en hy kry sy eerste disippels, en dit wat daarop volg. So ons gaan vandag kyk nou na hierdie versoeking van Jesus. En hier's 'n baie belangrike les vir jou en vir my vanoggend om hier te leer en uit te leer. Die doel van hierdie vervulling van die Heilige Gees was om Jesus te bekragtig vir dit wat hy moes gaan doen. Nou as jy nou 'n ontmoeting met die Here gehad het en jy het bekering en jy het tot bekering gekom en die Here het jou bloed gewas. Op daai punt het jy Satan baie ongemaklik begin laat voel. Nou is jy nie meer in hierdie wêreld nie. Jy is 'n vreemdeling en jy's 'n bywoner, want natuurlik die ou mens is afgesterf. Jy het 'n nuwe mens geword. Nou het jy 'n nuwe mens gehad. Nou raak jy 'n bedreiging vir Satan. Nou kom Satan met al sy versoekings en sy beproewing en sy uitdagings sodat jy moet moedeloos word, sodat jy nie by jou doel kan uitkom wat die Here vir jou beplan het nie. Ek wil vandag vir jou sê, vriende, as jy 'n geestelike hoogtepunt bereik het, die hoogste geestelike hoogtepunt wat jy kan bereik, is wanneer Jesus Christus aan jou openbaar en hy red jou siel. Dis die hoogste geestelike punt wat jy op hierdie aarde kan hê. Want die Bybel sê die engele begeer om daai gedeelte te beleef. Hulle het nie die voorreg nie. So die dag wat jy Jesus Christus ontmoet het, daai dag is die punt in jou geestelike bestaan op aarde. Dan slaan die duiwel toe. Dan ken hy jou adres, dan kom hy vir jou. Want nou het jy bietjie 'n bedreiging vir hom wat jy inhou. So Jesus slaan toe direk nadat jy 'n ontmoeting gehad het vir een of ander groot taak wat die Here jou bestem het. Kom ons vat Elia as 'n voorbeeld. Elia, sonder om die verhaal lang te vertel, het op die berg Karmel hierdie Baal profete vir hulle gesê, hoorie, laat julle God Baal nou hierdie kom aansteek. Want het hy gesê, laat my God, en hy het gebid tot God. En die Here het die dag geopenbaar, dat die hele volk daarna geskree het. Die Here, hy is God. Met ander woorde, Elia het ook 'n hoogtepunt bereik op die berg Karmel, en die hele volk
het die Here aanbid. En wat gebeur net die volgende dag? Die volgende dag moes Elia hardloop vir sy lewe. Hy moes onder die braambos by 'n spruitkrib gaan bly, want die kraaie vir hom kos bring. Nadat hy 'n hoogtepunt bereik het. Dis 'n voorbeeld uit die Bybel uit. Dis wat jy kan verwag, dat die Satan sal toeslaan op jou, sal jou kom versoek, sodra jy 'n geestelike hoogtepunt bereik het. Die derde les wat ons kan leer uit hierdie gedeelte uit. Ons het nou gesê, die tweede les is die tydstip. Wanneer slaan die Satan toe, of wanneer het die Satan toegeslaan in hierdie verhaal? Derde punt, of derde les van hierdie gedeelte. Satan kom met slinkse planne. En hy het 'n slinkse taktiek om jou aan te val. Want hy het dit gedoen met Jesus. En dit alles is vir ons opgeteken in hierdie gedeelte. Kom ons kyk na die taktiek waarmee die Satan na Jesus gekom het. Onthou, Satan is 'n baie slinkse versoeker. Let op dat wat hy eerste aangeval het in Jesus. En hierdie is baie belangrik. Hierdie is uiters belangrik. Kyk, waar het hy Jesus eerste aangeval? Hy het hom nie eerste aangeval op teologiese aspekte van die Bybel en filosofie en alles wat daarmee saamgaan nie. Waarop het hy Jesus eerste aangeval? Dit is vir ons opgeteken, ons het dit gelees. Jesus was 40 dae in die woestyn, Jesus was honger. Jesus was dors. Satan het Jesus aangeval in die eerste plek op kos, op voedsel. Met ander woorde, op ons natuurlike drange. Satan het na Jesus toe gegaan oor sy natuurlike drange nou. Om honger te wees en om dors te wees is nie sonde nie. Maar Jesus was swak, hy het natuurlik vir Jesus sê, kyk hoe lyk jy man, kyk hoe uitgeteer is jy. Hoe lank laas het jy geëet? Sê vir die klippe hulle moet brood word. En Jesus in sy menswees kon seker 'n lekker vars gebakte brood ryk. Want die Bybel sê in Matteus 4, hy het honger geword. Satan kom met 'n taktiek en hy slaan jou eerste aan op jou natuurlike drange. Wat nie verkeerd is nie. God het jou geskape, maar wanneer jy swak is, 40 dae nie geëet nie, jy is swak en jy is kwesbaar, toe slaan die Satan hom aan en die Satan sê vir hom, laat die klip brood word. Satan se taktiek, kyk wat is Satan se taktiek. Hy fokus op ons normale vleeslike behoeftes. Hy kom nie dadelik met teologiese verskille en aanvalle nie. Hy slaan jou aan, jy is swak, jy is siek, jy het uitdagings in die lewe, jy is in 'n woestyn, dalk in 'n geestelike woestyn, jy het dalk moeilike tye, jy het dalk verhoudingsprobleme, jy het dalk uitdagings finansiëel, jy het dalk siekte uitdagings, nou kom slaan hy jou aan. Dis wat hy gedoen het met Jesus, want Jesus was honger en Satan het hom kom aanslaan met sy normale drange. En wanneer ons kyk na Eva, en ek kry hierdie vrou Eva so jammer, want sy kry al die skuld alleenig. Al die eeue, tot met vandag kry sy nog net al die skuld. Sy is nie onskuldig nie, maar sy is daarom nou nie heeltemal alleen gewees nie. Maar ons sal nou nog so 'n bietjie daaroor praat. Kyk waar die Satan haar aangeslaan. Kyk waar die Satan presies dieselfde aangeslaan as wat hy Jesus aangeslaan het of versoek het in die woestyn. Genesis 6 vers 3 lees ons dat Eva het begeer na die vrug. Wat 'n vrug dit ook al mag wees, maak nou nie saak nie, maar sy het begeer na hierdie vrug aan hierdie boom. En die duiwel het na haar toe gekom en vir haar gesê dat hierdie vrug is iets wonderliks. Kyk waarmee het hy haar aangeslaan. Sy het begeerd om hierdie vrug te eet en hy het haar aangeslaan. Satan kom na jou toe deur jou normale menslike drange, jou normale sintuie. Hy val jou aan op die plek waar jy die swakste is.
Moenie dink hy is so oulik en so slim nie. Hy het duisende jare ondervinding. Hy slaan jou aan op jou swakste plek en hy het Jesus ook aangeslaan of versoek op sy swakste plek. Want op daai stadium was Jesus honger as mens gewees. Satan het planne en hy het 'n strategie. Paulus sê ons is met die vyand se planne nie onbekend nie. Dis ook hoekom dit opgeteken is. Ons is nie met sy planne onbekend nie, maar dit is vir ons opgeteken. Sy planne is om ons eerste plek aan te val op ons normale drange, ons normale behoeftes. Versoekings kom na ons toe deur ons 5 sintuie. Deur wat ons hoor, deur wat ons sien, deur wat ons voel en deur wat ons ruik en deur wat ons proe. Kom ons gaan terug na ouma Eva toe. Kom ons kyk gou-gou. Toe sien. Kyk haar sintuie wat sy gebruik. Toe sien sy dat die boom goed was om van te eet. En 'n lus vir die oë. Kyk die sintuie waardeur die Satan werk. En sy het eers gehoor wat Satan sê. Toe sy ook vir haar man gesê het, hoorie, kom ons eet hierdie man, ek het geëet, dit is nie so sleg nie, niks het gebeur nie man, ek het nie eens dood gegaan nie. So dit was nie net Eva wat skuldig was nie, haar man was net so skuldig. Hy moes ook gereageer het, so moet asseblief nie net vir tannie Eva in 'n boksie sit nie. Hy het ook geëet, in Afrikaans sê ons die deler so goed soos die steler. So dis ons hele mensdom, wat ek eintlik wil maak, is ons almal beskuldig. Niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. Die woord sê, niemand is goed nie, daar is nie een wat goed is nie. Die 4de les wat ons kan lees. Satan sien niemand oor nie. Hy sien niemand oor nie. Dit is duidelik in die verhaal dat elke mens versoek word. Jy en ek en as Jesus Christus nie oorgesien is nie. En Adam en Eva nie oorgesien is nie. En al die mense tussen Adam en Eva met vandag nie oorgesien is nie, sal hy ook nie vir jou en vir my oorsien nie. Satan het kans gesien om Jesus, wat die Seun van God is, te versoek. Wat deur die Gees van God vervul is net voor hy hom versoek het. Hy gaan ook kans sien om jou en my te versoek. En as hy vir Jesus kans gesien het, gaan hy beslis na jou en my toe kom. Jakobus 1:14 sê, want ons almal word versoek. Elkeen wat vanoggend in hierdie gehoor sit, sal versoek word, of word versoek deur die vyand. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou status is nie, maak nie saak wat jou bankbalans is nie. Maak nie saak hoe heilig jy is nie. Jesus was absoluut heilig, sonder sonde, en hy is aangeval. Maak nie saak op wat se geestelike vlak jy is nie. Satan sal jou aanval. Maak hoe letterlik heilig jy is en toegewyd is nie. Hy sal jou aanval. Jy en ek mag nie dink dat ons immuun is teen die versoekings van die Satan nie. Dat hy jou nie sal kom versoek nie. Ons kan nie dink ons is verhewe bo aanvalle nie, want dan gaan dit oor na hoogmoed toe. En daai hoogmoed kom voor die val. As ek en jy besef dat Satan is in hierdie wêreld en hy is die God van die wêreld, gaan hy kom om ons aan te val. Daar is mense wat dink vandag, miskien kerkmense of miskien sogenaamde godsdienstige mense wat sê, nee, hy sal my oorsien. Ek het gearriveer. Kyk, daar's niks van die Bybel wat ek nie weet nie. Ek sal nie aangeval word nie. Ek wil amper sê, daar's mense wat sê, sogenaamde Christene sê, I'm more one than anyone. I'm more one than anyone. Ek sal nie aangeval word nie. Ek is verhewe. Snaaks as jy die gees van onderskeiding het, en die Here het jou gees
van onderskeiding gegee. Hoe vinnig tel jy op? Satan ook mense gebruik om jou te kom versoek. Hy kan vir jou sê, kyk na pa man, kyk na pa, hy kan nie eers Bybel lees nie, hy kan nie eers bid nie. Satan se taktiek, kyk waar val hy jou aan. Pa in die huis kan nie eens Bybel lees nie man, die man sukkel om te lees, hy kan nie eens bid nie, hy struikel oor sy woorde, hy kan nie eens preek as hy voorstaan nie, hy sukkel om te preek, hy struikel oor sy woorde. Of die vrou, en dan kom hulle met 'n taktiek en hulle sê die vrou het dalk ander bose gees aan haar en goed, maar hulle is verhewe. Daarmee sê ek nie die Bybel kan nie in jou openbaar nie, natuurlik kan die Gees doen met die Bybel. Ons praat van mense wat sê hulle kan nie versoek word nie, hulle het gearriveer en dan het jy hoogmoed. Dan sê die Bybel, kyk eers aan die balk in jou eie oog, voor jy splinter nie iemand anders in sy oog sien. Kyk, wat se taktiek kom die Satan na mense toe? Psalm of 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter, want jy het 'n vyand wat rondloop, en ons moet nigter wees en ons moet waaksaam wees, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Nou wil ek vir julle sê, hoor gou, soos 'n brullende leeu, hy is nie 'n brullende leeu nie, want daar's net een brullende leeu en dis Jesus Christus. Hy is die leeu van Juda. Satan is 'n naaper man, hy is soos 'n brullende leeu. En ek wil vir jou vandag sê, wie moet bewus wees van die slaguisters wat die Satan vir jou stel. Hy het Jesus versoek en hy gaan ook vir jou versoek. Luister, of jy nou die staatspresident van 'n land is, of jy nou die eerste minister van 'n land is, of jy nou 'n gewone kerklidmaat is, of jy nou 'n dokter of 'n prokureur of 'n vlenier of 'n ambagsman is of net 'n boerseentjie is, hy gaan jou nie los nie. En of jy nou 'n klein kind is, hy gaan jou aanval. Hy gaan na jou toe kom en dis 'n baie belangrike les wat ons vanoggend moet leer. En as daar dalk iemand is wat dink jy sal nie aangeval word nie, dan is daar 'n teks vir jou geskryf in 1 Korintiërs 10 vers 12. Mense wat dink hulle kan nie aangeval word nie of hulle is verhewe, staan daar geskryf. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons kan enige oomblik deur hierdie Satan se versoekings ingesluk word. Nou wil ek na die laaste les wat ek wil afsluit. Wat kan ons leer hier? Wat kan ons leer uit hierdie gedeelte uit? Negatiewe gevolge is wanneer jy toegee aan Satan se versoekings. Daar's negatiewe gevolge vir jou en vir my. As ons toegee en as ons struikel in hierdie ding. Kom ons gaan weer na Tannie Eva toe. Genesis 6 lees ons dat, ons ken al die hele verhaal, hoe die Satan na toe gekom het. Kyk, wat het daar gebeur? Sy het toegegee, en hy het ook toegegee. Wat is die gevolge daarvan? Nou, vandag en hierdie week, en genoeg wees, as ons 'n studie gemaak oor wat die gevolge is van dit dat sy toegegee het nie. Of ons kan dit opsom. Ons kan dit opsom in een woord vandag. Wat was die oorsaak van haar en die gevolge van haar toegee aan hierdie versoeking? Dis die sondeval. Die sondeval. En daar het baie goed gebeur in die sondeval, in die geestesryk. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. So Eva het gestruikel, en Adam ook het gestruikel, en dit het 'n geweldige gevolg gehad. Daar het nie net sonde in hulle lewe gekom nie, maar daar het ook skeiding tussen hulle en God gekom. Hulle is ook geskei tussen God, want die Here het gekom en gevra, Adam, waar is jy, Adam? En dit skeiding gehad, nadat dit plaasgevind het. Hulle is uit die tuin uitgedrywe, en alles daarna is geaffekteer. Die natuur, die lewe waarin ek en jy vandag bly, daarna is elke persoon wat gebore is in sonde gebore.
Kyk wat sy effek het dit gehad, omdat sy toegegee het. Negatiewe effek op die mensdom en die hele natuur gehad. Tot vandag word al die chaos op die aarde toegeskryf in een punt, en dit is die sondeval. Die sondeval. 'n geweldige negatiewe uitwerking op jou en my lewe gehad. Jy kan maar self gaan lees dat selfs die natuur het 'n vloek geword. Kom ons gaan kyk net nog na een of twee voorbeelde in die Bybel. Mense wat in die versoekings toegegee het. Nou praat ons met kinders van die Here, soos wat u en ek is, wat struikel in hierdie versoekings. Kom ons kyk na koning Dawid. Hy was die koning van alle tye, behalwe Jesus Christus natuurlik, maar vir 'n land van Israel. Hy het in versoeking geval met Batseba. Dawid, 'n getroude man was, en Batseba, 'n getroude vrou, het hy egbreek gepleeg. En van daai dag af wat hy toegegee het, of onder die versoekings van Satan geknak het, het sy hele lewe verander. Dit het verander in smarte. En sy lewe het negatief geword in sy politieke area, in sy geestelike gesin. En daar het net onrus in sy lewe gebeur. Ja, Dawid het belydenis gedoen van sonde, maar die gevolge was nog steeds daar vir die res van sy tyd op aarde. Was daar gevolge gewees in alle gebiede van sy lewe. Dit is 'n voorbeeld wat gebeur. Selfs dat sy eie seun Salomo, wat ons so baie van in die Bybel uitlees, het teenoor Dawid opgestaan en hom eintlik van die troon af gedruk. Dis is alles gevolge van Dawid se sondes wat hy gehad het. Nou my vriend, ons praat vanoggend oor die versoekings en dis 'n ernstige saak. Hoeveel mense is daar nie wat buiteegtelike verhoudings gehad het, wat jou huwelik verwoes het, wat jou gesin uitmekaar het geskeur het. En ek weet van 'n paar gevalle van mense wat se lewe letterlik verwoes is. Dan het die persoon na die Here toe gekom, maar daai gevolge, dis wat Satan gebruik het om die mense te vernietig. Die gevolge van ingee in Satan se versoekings het 'n negatiewe gevolg gehad. Dink maar aan die man van die naam van Achan. Achan is natuurlik toe Joshua hulle die beloofde land of die land Kanaan ingekom het, in die groot stad Jerigo, wat nadat hulle musiek gemaak het en gesing het, Midian aangeval het en hulle het die hele land verwoes, of die hele stad verwoes. Maar Achan, hy was ook maar net 'n mens. Hy het vir hom goud en silwer van die vyand gevat, nadat die Here gesê het, jy mag nie, niemand mag van hierdie rykdomme vat nie, het hy dit onder sy tent gaan begrawe. Ook maar net mens, sal 'n mens sê. En niemand behalwe God het daarvan geweet nie. En wat was die gevolg daarna? Die gevolg was daarna, dat hierdie weermag van Joshua hulle geweldige skade gelei het. Hulle dapperste vegters is doodgemaak in hierdie oorlog. En Joshua het toe geween en na vore gekom. En hy het dit geopenbaar en het gesê, ek het hierdie goed gesteel. En wat het hulle toe met hom gedoen? Hulle het nie toe gesê, ag, toe maar wat, jy het nou bely, ons kyk nou maar wat ons kan doen nie. Nee, hulle het hom en sy gesin, al sy besittings vernietig. Hulle het hom en sy gesin gestenig. Kyk wat is die gevolge daarvan. Hulle het sy hele familie vernietig as gevolg van sy dade. Die fatale gevolge van versoekings. Kom ons kyk nog na een voorbeeld. Asseblief, kom ons kyk nog na Samson. Samson wat 'n baie spesiale taak gehad het. Hy was 'n baie spesiale man met 'n baie spesiale taak. Hy was 'n rigter van Israel. 'n Man met gawes, 'n man wat 'n Godplan gehad het vir die volk van Israel, amper sê vir die wêreld. En wat die salwing van die Heilige Gees gehad het. Maar nie dink hy was sterk uit sy eie uit nie. Hy het 'n salwing van die Heilige Gees gehad, soos wat Jesus 'n salwing van die Heilige Gees gehad het. Nou ja, hy kon sy oë van mooi vroue nie afhou nie.
en hy het Delilah ontmoet. Totale dag was dit nie gewees in sy lewe, die dag toe hy Delilah ontmoet het nie. En u ken die verhaal. Samson het nie net sy krag verloor nie, hy het ook sy oë verloor. En die gees het ook van hom gewyk. En hy het ook sy vryheid verloor. En hulle het ook met hom die spot gedrywe, tot op die punt waar hy gesterf het. Kyk, wat is die gevolg van as jy toegee? En ek wil vir julle vandag sê, deur hierdie figure uit die Bybelse voorbeelde na te jaag, kan ek vir julle weer eens sê, hoeveel huwelike, hoeveel gesinne vandag het pyn as gevolg van versoekings waarin ons toegee. Jakobus 1 vers 15 staan daar. Daarna as die begeerlikhede ontvang het, baar dit sonde, en sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Sonde bring die dood voor. Jy kan dalk nou nog jou sonde hanteer, want dit is nog klein en dit is nog 'n bietjie, maar dit word groter, en naderhand hanteer jy sonde jou. Skielik het daai sonde jou om die nek en beet, en dit verwrig jou, en dit bring die dood mee. Sonde bring die dood nie. Moenie dat ons die gees bedroef nie. En ek wil afsluit met Romeine 8 vers 37. En ek wil vir u sê dat ons, as ons na Jesus se voorbeeld sal kyk, kan ons sê, in Romeine 8 vers 37 staan daar geskryf, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief gehad het, en deur hom wat vir ons krag gee, kan ons meer as oorwinnaars wees. En die Bybel sê baie duidelik, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. En ek wil vanoggend hierdie boodskap by jou los, en ek wil vir jou sê, Jesus het die Satan weerstaan. En as dit die Here se wil is, gaan ons volgende week 'n boodskap bring, wat dit nog 'n verdere vlak, hierdie was maar net 'n inleiding, vat, om te kyk, wat se voorbeeld Jesus vir ons gestel het. Mag die Here ons help, dat ons nie sal struikel onder die versoekings nie. Kom ons sluit die oë, ons wonderlike Hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here, dat U vir ons die woord opgeteken het, en dankie Here, dat U vir ons leer. En ek wil vra Here, dat U ons sal beskerm teen enige misleiding, dat U ons sal beskerm teen geestelike aanvalle Here, en dat U ons sal beskerm. U self het vir ons geleer, ons moet bid. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vader, ek wil vra Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, sodat U daardeur verheerlik kan word. Amen. Nou sê, kom ons staan en sluit ons af met vir my, verander net die skerm. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het. As hy, dit staan in Romeine 8 vers 11. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woord, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die gees in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die gees in jou woord, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woord, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die gees in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die gees in jou woord. Moenie vergeet dat daar na die tyd koffie daar agter is. Jy's welkom om 'n koppie koffie te geniet.
En mag die Here jou behoed en jou bewaar en moenie volgende week misloop. Net 'n inleiding boodskap. Moenie volgende week misloop nie. Ek vra dit vir jou met die Bybel voor my. Daar's goed wat ons uit die Bybel uit kan leer. Wat die moeite werd is. Doen jouself 'n guns. Moenie volgende week misloop nie. Kom ons sluit die oë. Wonderlike Hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here dat ons vandag hier bymekaar kon kom. Ek wil vra Here dat U woord sal groot maak, Here, dat U ons sal beskerm, ons sal behoed en ons sal bewaar. Here, en as dit U wil is en ons lewe spaar, sal U ons volgende week weer veilig bymekaar bring in die wonderlike naam van Jesus. Amen.